Vriende, familie, ons is in hierdie wonderlike reis in die kruis saam met mekaar. En die tema van vanaand gaan oor wat was nodig om te gebeur op die kruis. En wanneer ons daaroor gesels, dan hoor ons iets van God wat sy geregtigheid bevredig moes word. God wat in diepste homself moes bevredig dat die sonde se loon ten volle betaal is. Ons lees 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Aangrypende gedeelte. Ons spring weg om vir mekaar te sê dat God is heilige liefde. Nie net liefde nie, maar heilige liefde. Dit is daardie liefde van God, waarvan ons soveel keer gehoor het, want so lief het God die wêreld gehad. Maar die geregtigheid kant van God, die kant van God wat 'n heilige God is, vereis dat 'n prys betaal moet word. En dis hoekom die tweede gedeelte van daai welbekende Johannes 3 vers 16 dan sê, dat hy dan Christus gegee het, sy enige gebore seun gegee het. En dit laat ons regtig vandaan diep dink oor die heiligheid en die liefde van God. As God net liefde is daar geen geregtigheid nie. As God net geregtigheid is, dan beleef ons dalk 'n stuk brutaliteit, 'n stuk liefdeloosheid. En dis net in die wese van God wat beide God se geregtigheid en sy liefde gebalanseer word. En die manier hoe ons dit sien is juis wanneer God se liefde Jesus Christus gee en sy geregtigheid sy lewe vra. En ons kan vinnig vir mekaar ook sê, maar wie was nodig? Wat was nodig? Wie sou vir ons sondes word? Kon 'n mens dit doen? Kon 'n mens daardie straf dra? En die logiese gevolgtrekking is nee. Net God kon dit doen, want net God kan die vereistes van God dan op 'n besonderse manier bevredig. En die gesprek kan dan wees, maar was Jesus dan die slagoffer van sy Vader se toorn, amper so 'n bietjie van Jesus wat as seun hierdie kwaai paat, hierdie woedende paat, en hy moet nou net in die bres tree, en hy moet maar die klappe van hierdie onbeheerste pa verdra. En die kort antwoord daarop is nee. God, die Vader en die Seun en die Gees was in volle harmonie oor wat was nodig om die straf vir die mensdom te word. En daarom sien ons dat dit die Vader se wil is, maar dat Jesus die Vader se wil gewillig en bereidwillig uitvoer. Dit is God die Vader wat Christus in geregtigheid gee en Christus wat in liefde die Vader se geregtigheid uitleef deur die sonde op homself te neem en self sonde te word. So ons sien dat God gee dieselfde vereistes wat hy versoek. Hy is beide die regter wat die doodstraf vereis, maar ook die regter wat self die doodstraf dra. Hy gee in liefde, want liefde is wat hy vra. Hy gee in geregtigheid, want geregtigheid is wat hy vra. En wanneer ons in daardie gedagte saam met mekaar reis, dan sien ons hoe absolute geregtigheid in absolute liefde deur absolute genade bevredig word. Die goedheid van God word juis vir ons geopenbaar in die kruis, en die genade van God word vir ons juis geopenbaar in die kruis. En dis hoekom wanneer ons kyk na die kruis, dan sien ons God in perfekte liefde, perfekte geregtigheid. Dit bring vir ons tot daardie eenheid om te sien dat God, Vader, Seun en Gees saamgewerk het om geregtigheid vir ons te bewerk. Wat 'n wonderlike gedagte. Kom ons bid saam en ons dank die Here vir dit wat hy gedoen het vir ons in die kruis. Here Jesus, baie dankie dat U die gewillige Seun is wat gegaan het. Dankie Vader dat U die Vader is
wat die Seun vir ons gegee het. Dankie Gees dat U ons oortuig van ons sondes, ons verlossing, en nou dat ons met dankbaarheid voor U kan leef. Ons prys U naam, in Christus naam. Amen.